Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, God. By holding nothing. Thank you, Jesus. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Ek wil vanoggend net van die goed vanoggend die Heilige Gees is so goed na die mooi van die Here Jesus Christus. En dan wil ek groet ons Vader vir die Here is so groot en dan die mooi naam van ons Here Jesus Christus. Kan ons nie op van die Here net ja, jy weet wat daar in die mekaar te doen. Hallelujah. Dan wil ek weer vir ons so 'n bietjie as begroet in die mooi naam van ons Here Jesus Christus. Dan wil ek groet ons Vader van de Rosa en halleluja. Kom ons oor die man wat van die halleluja. Dan wil ek groet jou in die ambt so goed. Jou telefoon op bediening is so goed. En in die mooi naam van ons Here Jesus Christus. Ek wil ook groet dat oude wel die hart van ons Here van dit maandie te bring. Kom ons te hande van mekaar as ons Here van die maandie. Halleluja. Maar ek ook groet dat my jeug volgende so goed dat ek die elke besoeker volgende as gegroet en in die mooi naam van ons Here Jesus Christus. Dis my wonderlike voorrecht dat pas van die roos volgende. Amen, halleluja. Hier kan staan, amen, halleluja. Dit eie volgende nie, maar volgende die kracht van die Here. Amen, ek is beleid met manne, amen, halleluja. Vir ene wat opgekom het, amen, halleluja. Ons is dankbaar as Jubilee Tak. Mensen Sadana, ons is dankbaar vir Here wat vanoggend vir ingeskaap vanoggend. Amen, halleluja. Om te kan hoor wat die Here vanoggend, amen, halleluja, aan ons wil sê. En ek wil vanoggend dan weer baie kort wees, amen, halleluja. Ek het ook twee sê so haal hier gehoor. Ek het ook nog van 12 jaar gespreek. Amen, halleluja. En so ja, ek wil weer kort wees vasten. So wat bedoel die Here en dat die Here iets moois gaan doen vanoggend. Amen, halleluja. Ek wil middag gaan, halleluja, na die skrif opgeteken in Johannes 14, amen. Johannes 14. Ek het ook wat gedeeltes van die lees, amen. Johannes 14. As jy daar is, ek dink net vir my aanduiding te gee. Amen, halleluja. Johannes 14. Die eerste pad na die Vader toe. Moenie ontsteld wees nie. Hou net aan om op God te vertrou. En hou ook aan om op my te vertrou. In die huis van my Vader is daar baie kamers. En as dit nie so was nie, sou ek dit aan julle gesê. Ek gaan soontoe om vir julle 'n plek gereed te maak. En as ek gaan en vir julle 'n plek ingedig het, kom ek terug en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan weet waar ek is. Julle weet maar waarheen ek gaan en hoe om daar te kom. En dan sê Jesus, Here, ons weet nie waarheen ek gaan nie. Hoe kan ons dan die pad daarin ken? En Jesus sê vir hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom by die Vader uit behalwe deur my nie. En as julle my ken, sou julle my Vader geken het. Maar nou af ken julle hom en het julle hom reeds gesien. En toe sê Philippus, Here, wys ons net die Vader en dit is vir ons genoeg. En hier staan antwoord om so, ek sal vir so 'n lang tyd by julle, Philippus. En jy ken my nog nie? Wie my reeds gesien het, het ook reeds die Vader gesien. Hoe sê jy dan, wys ons die Vader? Glo jy dan nie dat ek in 'n regte verhouding met die Vader leef en hy met my nie?
Die gedagte dat ek met julle deel kon ek myself nie, maar dit kom van die Vader wat in my bly. En deur my sê werk uitvoer. Glo in my dat ek aan 'n regte verhouding leef met die Vader en hy met my. So nie, glo net op grond van ek verseker julle, wie aanglo in my, sal ook die werke doen wat ek doen. Hy sal self nog grotere dinge doen as dit doen, omdat ek na die Vader toe op pad is. Want julle ook al so vra aan my naam, dit sal ek doen, sodat die Vader keer die optrede van die Seun vir julle te word. As julle my enige iets in my naam vra, sal ek dit beslis doen. As julle my liefhet, sal julle my opdragte gehoorsaam. Ek sal die Vader vra, en hy sal vir julle 'n ander raadgewer stuur, om vir altyd by julle te wees. Dit is die Gees van die waarheid. Die wêreld is nie in staat om hom te ontvang nie, omdat hy hom nie sien of ken nie. Julle ken hom, egter, omdat hy by julle gaan bly, en julle sal woon. Ek wil net gedeelte uit Handelinge 2, wat ek net gelees, Handelinge 2, en op Pinksterdag sien ek na Jesus op opstanding, wat alle gelowiges op een plek saam, en skielik wat daar in die lig, wat in hulle 'n geluid, soos van geweldige stormwind, en het hele huis gevul waar hulle by mekaar was, tonge wat gelyk het soos individuele vuurvlamme, en toe tussen hulle verskyn, en op elkeen van hulle gaan sit. Almal is toe met die Heilige Gees vervul, en soos die Gees vir hulle die vermoë gegee het, en hulle in ander taal begin praat. Daar het toegewyde Jode al die nasies onder die son in Jerusalem gewoon. Die geluid van die stormwind en die stemme het 'n groot skare daar wat saamkom. Hulle het die veld geslaan omdat elkeen die gelowiges in hulle eie taal hoor praat het. Hulle het heeltemal op die veld geslaan. Hoe is dit moontlik? Het hulle uitgeroep. Almal wat hier praat is geleerd, en toch word ons hulle in ons moedertaal praat. Hier ons Peelse, Mediërs, Elamiete, mense wat in Mesopotamië bly, in Judea, Cappadocia, Pontus, en die provinsie Asia, Frisie, Pamfilië, Egypte, en die dele van Libya, na die Verenigde kant toe. Besoekers uit Rome, Jode sowel as proselyte, pretenses en Arabiere, ons almal word hulle in ons eie taal praat, oor die groot dinge wat God gedoen het. Hulle was almal uit die veld geslaan. Wat kan dit toch beteken? En party van hulle mekaar gevra, maar ander het gespot, hulle is maar net dronk, het hulle gesê. Die Here seën sy voorgeleesde woord aan een en elkeen, drie Heilige Vader. Dit is die woord met koning. Die Vader, instrument het verkies deur U. Liewe Vader Jesus, ek kom voor ons Vader Jesus, omdat ek weet wat ons Vader hoe afhanklik van U is. Liewe Vader, ek kom voor ons soos 'n kind voor U. Liewe Vader, soek my so weg aan die onliefde kruis. Ek kom Vader, ons het nie elke gees wat nie van U is nie, in die magtige naam van die Here. Vader, ek bid Vader Jesus, dat U woord Vader Jesus mense se harte sal bereik. Vader, ek bid Vader Jesus mense se toekoms wat in my hande is. Ek bid vir ons Vader Jesus dat U my sal wegsteek. Liewe Vader Jesus, dat ek Vader Jesus, liewe Vader Jesus, nie na vore sal kom nie, maar dat die Gees van U na vore sal kom. Ek wil my Vader baie dank die Here doen alleen vanoggend, wat U alleen vir my kan doen, in die magtige naam van die Here. Baie dank vir koning word die Here, in die magtige naam van Jesus, met baie danksegging. Amen. Amen. Halleluja. Ek wil vanoggend halleluja met praat vanoggend. Onder 'n onderwerp vanoggend. Die permanente oplossing. Ek wil vanoggend praat halleluja oor 'n tema vanoggend. Die permanente oplossing. As ons kyk halleluja en die tyd halleluja van die opstanding en wat Jesus hier gegaan het met die disippels in die tyd, halleluja vir die aarde was. En met halleluja het hulle baie dinge ervaar. En met hulle terwyl hy saam met hulle halleluja gewandel het. Want dan skou halleluja by die disippels gesorg.
Hulle het aanskou die wonderwerk, hulle het aanskou, en met hulle hoe die krepeles geloop het, en met hulle het aanskou, halleluja, hoe hy, halleluja, duivels uitgedryf het, en met hulle op 3 jaar, halleluja, was hulle in 'n leerskole, hulle was in 'n fase, halleluja, waar hy hulle moet leer, halleluja, waar hulle was onbewus, halleluja, wat sou gebeur, halleluja, of wanneer hy nie meer, daar sou wees. En die woord van die Here sê, halleluja, vir 3 jaar het hulle geleer soos 'n bietjie. Hy het hulle geleer aan gaan tot die koninkryk, en met halleluja, van God. Hy het hulle geleer, halleluja, en hulle dat hulle gehoorsaam wees, halleluja, aan die wil van God. Hy het hulle geleer, halleluja, halleluja, om dit, halleluja, op wat God behaag, halleluja, en dat, halleluja, moet hulle najaag. En die woord van die Here sê, halleluja, vir 3 jaar, en was hulle saam met hom. En daar was manne, halleluja, soos Petrus, halleluja, en met halleluja, of wat saam met hom gewees het, halleluja, en met hom toen wat hom, halleluja, verraai het, halleluja, daar was 'n Petrus, halleluja, of wat hom verloor het, halleluja, maar nog steeds, halleluja, het hulle nie verstaan, halleluja, halleluja, sy purpose en assignment, halleluja, waarom? Hy het pad met hulle moet stap. En die woord van die Here sê vir 3 jaar in die plan gegaan. Hy het hulle geleer, hy het hulle gaan skool. Hy het hulle, halleluja, wat hom afraai, en hy het hulle wat hom verloor het, hulle wat hulle rug op hom gedraai het, maar steeds, halleluja, het hy geweet, halleluja, en dat hy kan nie omdraai nie, want sy purpose en assignment, halleluja, wat hy het, halleluja, wat God in hom toevertrou het. Jy moet iets doen. Dan kom 'n tyd in sy lewe, of wat hy moet sterwe. Dan kom 'n tyd, halleluja, geen sewe nie. Of waar hy dit, halleluja, waar hy deur gaan, en met halleluja, en die tyd van geen sewe nie. Halleluja, waar hy saam met Peter die selfde, en saam met hom aan is, en waar hy mag bedroog, halleluja, en wat dit was die tyd van voorbereiding vir sy dood. En ek vat daar die manne staan, halleluja, en terwyl hy besig was, halleluja, hulle om te gaan bid, hulle om kry hulle aan die slag. Mense, halleluja, wat jy vertrouw het aan die mense, halleluja, wat daar moet om gewees het, dat hy tyd, halleluja, en wat hy weer gaan, wat hulle die mense, wat vir hom moet in te sien. Maar kom kry vir hulle aan die slag. En wanneer die kerk, halleluja, en het transitie en een movement is, halleluja, en dan kan ons nie verkosten, halleluja, maar die slaap nog wees nie, want die kerk, halleluja, as in een transitie. En ons kan nie in die tyd, kan ons nie slaap nie. Want as een movement, halleluja, wat God bezig is, en die langste tyd, halleluja, as God bezig, halleluja, met een movement vir sy kerk. En hy vind hulle aan die slag. Halleluja, hy was in die tyd, halleluja, van disappointment. Hy met al sy lewe en daar gehang. Hy met halleluja, want hy het geval, hy het hulle saamgebring. Halleluja, omdat hy geweet het dat hy kan op hulle afvertrouw. Maar 3 jaar was hulle saam tot. Hy het alles aangaande, halleluja, halleluja, vir hulle gewys en hulle geleer, aangaande die koninkryk van die Here. En dan kom het tyd, halleluja, wanneer hy sterwe, halleluja, 3 dae daarna, Pastor Mos, en staan hy op, halleluja, en dan kom het tyd, halleluja, en dat hulle staan op word, en halleluja, is dit weer gestel, en hulle is disappointed, halleluja, van hoe kan hy, halleluja, nie meer daar is nie, want 3 jaar, halleluja, was hy, en saam met hulle, en een nieuwe skool het hy gewys, halleluja, hy het authority, halleluja, gegee, halleluja, op 10 miljoene, en op slange hande gelopen, maar dan kan hy tyd in die lewe, halleluja, dat hy nie meer daar, saam met hulle, so iets. En hulle kan nie verstaan
Maar wat aan halleluja, terwijl hij nog komt bij die graf Maria. Halleluja, vond hem, halleluja, is die gani. En dan vond hij zo van de kamer, halleluja. En dan vraag van de vraag af. Maar wat is er nou gebeuren? Voor 3 jaar was hij stappen tussen. Ons het aan zijn lippen gehangen. Halleluja, kon hij niet meer geen preken. Hij was aan zijn lippen. Mensen, halleluja, het tot bekeren gekomen. Maar wat is gebeurd? Toen hij weer daar is. En ik word van de Heer sê, halleluja, dat kom ek tyd. Dat ek moet opvaar. En ek word van de Heer sê, halleluja, toe jammervaar kom, Lazarus. En hulle met 'n verwagting gesit. Halleluja, maar dit is 'n verwagting, expectation het hulle gehad. Maar die expectation wat hulle gehad het, halleluja, het hulle gebring by 'n plek wat disappointment. Halleluja, 'n plek wat die neerstelling, 'n plek, halleluja, waar hulle gevoel het. Halleluja, wat hulle kan nie meer nou nie. Hulle geweet, halleluja, wat gaan hulle maak in die tyd? Halleluja, maar hulle nie daar is nie, dan gaan hulle nie die dood. Halleluja, gaan hulle dood maak. En die Romeine, halleluja, gaan hulle dood maak. Maar Jesus heeft een plan. Jesus heeft een plan, halleluja. En zijn plan, halleluja. Toen hij op jammervaart komt, zei het woord van de Heer, halleluja. Toen schep hij een leemte. Toen daar een leemte, halleluja. Want hij heeft niet het ervaren. Halleluja, hij heeft niet het verstaan. Halleluja, dat hij het beseft niet. Dat hij moet opvaren. Naar zijn vader toe. En dan heeft hij dat verstaan niet. Maar hij moet hulle correct, halleluja. Hij zei voor hulle, ik ga heen. Om een plek voor julle voor te bereiden. Ik weet niet dat het gevaar is. Ik weet, halleluja, julle is tussen die wolven. Maar ik weet, halleluja, wat ik ga doen voor julle. Ik weet dat julle zou dat niet maken meer. Maar ik heb mezelf toch voor te bereiden. Ik ga, halleluja, op julle plek voor te bereiden. Halleluja, dat het kan te maken is. Because God, hij is de meester. Aan voorbereiding. Hij is de meester, halleluja. Aan voorbereiding. En het woord van de Heer zegt, halleluja, dat hij komt. En dat ik verstaan, halleluja. Hij is de Heer, hij is de pres, halleluja. Maar hij zegt voor hulle, moet ons sterk wees nie. Moet ons sterk wees nie. I got everything in control. Ik heb alles onder mijn macht. I got everything in control. En dat is wat we aan dingen. Ja, hier op hier. Maar God is in control. Hij is in control van zijn kerken. Hij is in control van zijn gezinnen. Hij is in control. Hij is in control. En ik word van die Heer sê, halleluja, dat hy gaan. En hy sê, halleluja, ek kan julle verlos nie. Halleluja, ek moet julle embrace. Ek weet aan julle boven wat gaan kom. Want ek julle gereed kry. Want dat werk vir julle. Ek kan julle nie goed smak nog nie. Ek weet dat boven. Ek moet julle recht kry. Ek moet julle recht kry, halleluja. Vir jou purpose en assignment. Ek moet julle recht kry, halleluja. Om die evangelie te preken. Ek moet julle recht kry, halleluja. Vir die vele die moeder van die wereld. Dat sê Vader, ek gaan, halleluja. Om vir julle die troost te brengen. Want ek weet julle sal het nie waard. Maar weet iemand wat julle gaan empower. Ek het iemand wat julle gaan empower. Met julle purpose en assignment. En die woord van die Heer sê, halleluja, dat is die Heilige Gees. Die trooster, halleluja. Halleluja. Hy sê, halleluja, as hy julle oplossing, hy sê op 'n moment oplossing.
Hij is de God van een permanente oplossing. That's the God that we serve. En altijd, halleluja, heeft hij je oplossing voor elke probleem. En altijd als een probleem voor je simpel zijn. Jij hebt niet gevierd nie. En met alle wat hierna gaan gebeur nie. Want hulle op hom gekyk. Hy was altyd daar in die frontline. Halleluja, met die dinge gebeur. Halleluja, dan kom hulle na hom toe. En dan moet hy voortstappe. En dan bly hy oplossing wees. Halleluja, met al sommige feite en Here. Wat hy vir hulle sê. Dat die laat gaan weer. Nie so wees nie. Maar ek het iemand ons voor vele. Ek het van my mediese oplossing. Halleluja, as die die geest van die waarheid. Stuur met die Here. Ek wil die geest van die waarheid. That's our hope. En die tyd daarvoor wat ons gegaan. As jy nie dat ons hoop. Hy doen wat vir die kerk vandag. Dat maak nie saak wat die kerk gaan nie. Hy doen wat vir die kerk. Because God is not for the movement in the church of yes, hallelujah, of my God, hallelujah, ready to do. I feel for the kerk ready to do. Amen, hallelujah, I say, Father, ek gaan jy nie so veel agterlaat. Ek het 'n oplossing. Ek het 'n oplossing vir die kerk. Ek het 'n oplossing vir jou familie. Ek het 'n oplossing vir jou gebroke huwelik. Ek het 'n oplossing vir jou finansies. Ek het 'n oplossing vir jou kinders. Omdat jy kinders het. Ek het 'n oplossing vir jou. Ek het 'n oplossing. Ek het 'n oplossing. Sometimes the church is facing problems. Sometimes dan het mense wat altyd gebeur nie. But God is in control. He takes full responsibility for the church. That's the realness. Amen. Hallelujah. En hy gaan en hy sê van die koos gestuur. Amen. Hallelujah. Wat sê die Here vir hulle? Thomas sê vir hom, maar Here, waartoe gaan jy? Waartoe gaan jy? En die Here sê vir hom, hy sê, maar ek weet nie waartoe jy gaan nie, ons kyk nie weg waartoe jy gaan nie. En die Here sê vir hom, ek weet nie waartoe in die lewe. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Amen, halleluja, vir 3 jaar wat hy saam. En hy het nie antwoord gebeur. Maar stil wat was ek nog gelovig in. En dan het jy daar baie halleluja, omdat in die kerk is, almal het nog steeds ongelowig. En dan het hier wat iemand sê, jy kan nie in die huis van die Here sit nie, en jy is nog steeds halleluja, as twyfelende, dat die Here kom van die Here. Jy kan nie in die huis van God sit nie, en jy wat sê. God is blessing. What a move. Hy sê, maar toen wat hoe lang het is van het my? Hoe lang 3 jaar het ek geleer het op wat school alles het gesien? Maar nog steeds is ongeloof. So jy glo nie meer aan my miracles wat ek gedoen het nie. Don't believe no wonders that I done. Jy glo nie meer dat ek 'n miracle kan doen in jou lewe nie. Dat ek 'n miracle kan doen in jou huwelik nie. Dat ek 'n miracle kan doen in jou kind se lewe nie. Dat ek 'n miracle kan doen aan jou familie se lewe nie. Because it's still the God that can do miracles. He's still the God. En ek hoor van die Here sê, halleluja, dat in handel en halleluja, sê die woord van die Here was in een draad te saam met die boekbetrek. Die boekbetrek is a place of desolation and isolation. It's not a place of preparation. En hulle vind hulle halleluja in 'n plek van desolation and isolation. Hulle was in afsondering. Halleluja, en ek kom, halleluja,
Hallelujah. Of iman to say, God want to put you in a place of isolation. Hallelujah. Because, hallelujah, there's a purpose and assignment on your life. But God has put you in a place, hallelujah, of isolation and desolation. Of your rest te kry. Of een gesê afwagting. Vir wat God in jou lewe wil doen. Ek het hier nog gesê, God is coming to something. Hulle was in afwagting. Hulle was in afwagting van Heilige Gees. Van Heilige Gees was nog nie daar. Maar hulle was in afwagting. Wat maak jy in jou tyd van jou afwagting? Hoe betekent jy jouself in jou tyd van afwagting? Waar bevind jy jou in jou tyd van afwagting? Dat wat jy gesoek het, is dat nog nie daar nie. Dat wat jy die Here gevra het, dat nog nie gekom nie. Maar wat maak jy in jou tyd as wat jy wag op die belofte wat God van jou lewe het? Wat maak jy na die periode, om na die tyd, halleluja, van God se beloftes aangaande jou lewe? As jy wil wag nie, wag nie. En soms net halleluja, kan ons nie wag nie. Dan volgende komt halleluja. Want ons wil nie wag nie. En men, jy moet dan net aan die werk gekry het, maar jy wil nie wag nie. En men, jy moet steeds die deurbraak gekry het, maar jy wil nie wag nie. Jy moet steeds halleluja, jy moet al weet halleluja. En men, jou finansies moet op 'n ander vlak gewees het, maar jy wil nie wag nie. En soms dan nie ons eie dinge in ons hande. Dan volgende ons geseën. Maar hulle het gewag op die belofte. Die woord van Here sê, hulle was in eendragtig saam. Die woord wat sê die Here, amen, en terwyl hulle al stil, ja, het hulle nie gekleed met mekaar nie. They was in prayer. Maar die kerk was van halleluja, en warfare. En hulle het geweet, halleluja, dat gaan nie maklik wees nie. Maar hulle assignment, halleluja, en daarop wat hulle uitgelewe word nie. Halleluja, daar buitekant, as 'n warfare, af en toe dat op 'n punt in kerk kom, en 'n warfare, en dat slaap ons. Maar God moet hulle regbring. Because there was unity in prayer. Yes. En man, het gaan in gebed in. Maar na eenheid is, halleluja. Dan skenk God sy genade. Ek was ook tegen wacht, vertel maar ons wat gesprek. Nee, hulle het geweet, halleluja. Hulle mandate. Hulle het geweet dat die mandate is gehad. Ek het hier op iemand te sê, halleluja. Jy moet weet dat die mandaat van God op jou lewe. Het is die mandate. Halleluja, op jou lewe. Halleluja, jy moet weet. What's a kingdom mandate God has given you? En soms denk halleluja, en dan verstaan ons hoe God werkt nie. En halleluja, en God het Here sê, ek gaan wat was, en sê halleluja, en hulle het gebid, halleluja, en die Heilige Gees het die hulle gekom, en my taal van elke keer, halleluja, en elke keer ontvang, wat hulle toevertel was. En wat die Here sê, halleluja, dat Petrus dieselfde Petrus, hy het halleluja, 'n man, of wat God aan jou verwoon het. Hy met ander woorde, was 'n assignment op Petrus se lewe. Maar God was nie gewees halleluja, omdat hy net verloor het nie. Nee. Nee. Ek word opgewek. Dat opgewek halleluja Petrus. Maar die ander daar loop. Jy moet net halleluja. Om my kerk te bou Petrus. Because I took to the office. Halleluja. Ek het hier op iemand te sê, halleluja die only. Because there's an office. Voor jou halleluja. Wat God voorberei is. Na die pastoor. Sê die Here, moet jy in jou office. Moet jy in jou office beweeg. Die Here het Petrus sê, het hy my lief. 3 maand. Het hy my naam geweeg, Petrus. En dan weer die rot, sal jy my kerk bou. So moet jy net sien, Petrus was op die rot. Amen. Ja. Hy moet die kerk bou op die rot. Amen.
Jesus is the foundation of the church. Amen. God, halleluja, as die fondasie van die kerk. Ek gee nie om die hart van die duivel, halleluja, of wat doen nie. Maar ek is hier, halleluja, vir iemand te sê, that God is the foundation of the church. He is the foundation that the God and he's got to be ready and saved. You will remain. Hy sal die roep waarom ek gewees. En die woord van die Here sê, halleluja, dat Petrus gebouwen is. Ons weet dat daar was net gewone mense, ordinary people, first mense. Amen, halleluja, die woord van die Here sê, halleluja, en op punten, halleluja, na die uitstorting, na alles, halleluja, ek wil ontvang, the gift of the Holy Spirit. Amen, en hulle gaan, halleluja, die siane tyd, halleluja, word dat 3000, halleluja, tot bekering, halleluja, ek hier op iemand te sê, halleluja, wanneer die gift, halleluja, opereer, halleluja, en dan kan jy nie anders nie, halleluja, amen, halleluja, omstand te sit, halleluja, kan nie, as van die gift opereer, halleluja, dan kan die voelde van die gift bewegen, en Petrus, halleluja, het met boudnis gegaan, en 3000 het op bekering geworden, toe ging die kerk, toe ging die kerk geboorte, en met die eerste oester, halleluja, het hy gekomen, en die kerk, halleluja, word geboren. And he stepped in his office. Binnen ons staat in de kerk. And the gates of hell shall not prevail against him. Because again, I have some keys to open and to close. God has given the keys of authority to step in your divine purpose and assignment. You've got the key to every door. You've got the key to your ministry. You've got the key to what God has ordained you. Amen. Because something's moving. Because God is trusting with the keys. En soms is hulle as ek en u gewoon gesien vir sleutels. Can God trust us with the keys? Can God trust us with the keys? En ek wil vanoggend halleluja vir iemand bemoedig. The fire is still burning. Amen. Amen. Ons kan binnenstel. God wil hy vuur losmaak in jou binneste. Ek is hier aan die fakkel in die brand te steek. Amen. Al ek is hier toe om die fakkel in die brand te steek. Amen. Al is dat weer al om jou roepingen. Al het die vuur van God sal weer in jou opneem. Ek is hier om by iemand te sê, the fire is still burning. Halleluja. Moet jy staan, halleluja. Gedink halleluja. The fire is still burning. Daar is steeds een vuur in die binneste. Daar is steeds wat brand? Die vraag was, brand daar die vuur nog so? Sodat die voelt. Amen. Brand daar die vuur nog so steeds vir die evangelie. Amen, halleluja. Brand daar die vuur nog so steeds, dit wat God aan my toevertrou het. Brand daar die vuur nog so steeds, halleluja. Amen, om vir Petrus bouwnis te wees, en 3000, halleluja, hulle in te bring vir die Here, oes in te bring vir die Here, en hulle siele, halleluja, in te bring vir die Here, halleluja, brand daar die vuur nog, halleluja, om jou sister op te telle, en die broer wat daar geleer op te telle, brand daar die vuur nog, halleluja, om in iemand sy lewe te kan spreek, brand daar die vuur nog steeds, halleluja, vir hulle wat daar buiten is, halleluja, wat daar weg is, wat kan leer, halleluja, brand daar die vuur, halleluja, om hulle op te bring. Om hulle op te bring. En wil sê dat die Here is genadig. Sodat hy vir my genadig is. Amen, halleluja, God wil weer terugbring. Dit wat hulle kan so. En weer uit vir op ons so. En wat dan Here sê, halleluja, op God gedaan. Sê die woord van die Here. Toe die Here sê, halleluja, dit is volbring. Halleluja, toe sluit sy minister.
ministry. En wat dan hier sê, ja, het is nie gevat. Halleluja, dit kom uit bloed en water. What symbolize the Holy Spirit. Amen. En die Heilige Gees op Pinksterdag to release Jesus, the gift of the Holy Spirit, oor die apostles. And to step in the divine purpose in assignment. And now God is busy to release him, the gift of the Holy Spirit to the church, so that we can step in our divine purpose and assignment. Ek kan hier, halleluja, om by die kerk te sê, halleluja, die tyd geraak, halleluja, om te stap in die divine purpose and assignment. Die tyd geraak, halleluja, om te doen wat die Here jou voorgeroep het. Het het gekom, halleluja, die tyd het aangebreek. Halleluja, God as 'n dispensasie. Halleluja, van die Heilige Gees in die atmosfeer. Dat is 'n dispensasie, halleluja, van transition and movement over the church. Dat is 'n dispensasie, halleluja, waar die kerk in beweeg. Om te gaan oes, halleluja, vir die koninkryk. Ons beweeg na die dispensasie. Wat ons moet ingaan en die oes moet inbring. En wat iemand moet dit sê. Ek moet iemand moet. Don't quit. Don't give up. Because God is not working. God is hier bezig om te werk. Het maakt niet saak hoe jy afskryf nie. Het maak nie saak wie nie acknowledge nie. Het maak nie saak nie hoe jy hoe jy kyk nie. Maak nie saak wat 'n backslide daar is nie. Maak nie saak wat jy reg praat nie. Maar don't quote on your divine purpose and assignment. Want God is besig met 'n transition. God is besig om die kerk te vat aan 'n ander level. Because now it's moving in a dispensation of the gift of the Holy Spirit. En ons moet wakker wees wanneer God beweeg, moet ons ingeskakel wees. Because we move in a dispensation where he said it over. En ek kan my, die Heilige Gees op almal neerstel. Op elke vlees. Because we are in this dispensation now. Where the Holy Spirit is falling. His Spirit upon us. The young people, as well as the old. And that's the dispensation they become in now. So we must be alert for what God's movies in this time where we go to. Mag jy die tot vandag in die land sien. Mag jy al gestimd mag jy al gaan somme maak of dit gaan stil staan en sê, Here, wat is my assignment? Wat wil U hê moet ek doen? Wat wil U hê moet ek doen vir U? Wat is my wil? Wat is my purpose? Op hierdie aarde. En soms dan moet ons maar net examine onsself, examine. En sê, waar het ek verkeerd gegaan? En dan kan ons weer terugkom en sê, Here, ek het iets nie. But you are still a God of a second chance. Mag die Here ons sien, mag die Here net ons weer in die doel. En ek wil vir ons sê, maar jy het teruggegaan. Ook wat vir is genade. Want jy het jou teruggegaan. En ek wil aan die kant baie prophet in your assignment. Amen. Allah het gekom om die fakkel in die wat brand te maak. En ek stuur jou terug. Amen. Met die fakkel. Met die vier stuur terug. Om die evangelie, die blye boodskap te verkondig. Die Here seën.